Die Joodse feeste of die nagmaal deel 1. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Twee Sleutels tot die boek van Openbaring. Dis 'n A4 boek, so 460 bladsye dik. 25 jaar net in navorsing, 25 jaar se navorsing in daai boek, en dan het my so basies 3 jaar, net oor die 3 jaar gevat om te skryf. Inligting wat jy nie kan glo nie. Alles relevant aan die tyd waarin ons lewe. Nou vir die studie wat ons gaan doen, sal daai 'n baie goeie handboek wees om te gebruik. So ek gee net weer sy titel, Die Twee Sleutels tot die boek van Openbaring. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Nou as jy deur die webtuiste gaan en jy maak hom oop op die webtuiste, dan sê hy lesings. Kyk net so langs die lesing, so tweede, derde een, sê hy huidig. As jy op huidig klik, dit moet eintlik huidiglik wees. Ons het nie genoeg spasie daar nie. Huidig, as jy oopmaak, dan gaan jy nou, daar is die boodskappe of die studies wat ons huidiglik mee besig is. Dan gaan jy ook die een kry, die Joodse feeste of die nagmaal deel 1. Dan gaan jy so 4 of 5 gedeeltes van hierdie studie wees. Hierbo is al die inligting. Sou jy 'n vraag hê of iets wil weet, is jy altyd baie welkom. Baie belangrik vir u wat vir die eerste keer na hierdie reeks kyk. Ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Ons is die Jehovah Witness of die Sewende Dag Adventiste bewegings. Ons is verwant aan enige denominasie, kerk of organisasie in die wêreld nie. Ons behoort aan niemand nie. Ons is niks. Al wat ons doen, ons hou Bybelstudie. Ons is Jaffiste, want dis hoe die disippels van Jaffashua en sy volgelinge 2000 jaar terug genoem was, Jaffiste, en ons doen Bybelstudies. Ons gebruik oorspronklik die oorspronklike Hebreëse name, en wanneer ek die Hebreëse name gebruik volgens die antieke Hebreëse Bybel, boek, die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het. Nou wanneer ek sê Jaffashua, dan sal ek in hakies sê Jesus Christus. Wanneer ek sê Jaffa, gaan ek so maak in hakies God of Here. Wanneer ek sê Ruach HaKodesh, sal ek so maak Heilige Gees. So ek gaan vir julle sê, en as ek so maak, terwille van die mense wat nie weet nie, die ander Jaffiste, kom ons verdra hulle. Onthou, u was ook daar gewees. U het nie van die begin af ook alles geweet nie. Volgens hierdie Restoration of the Original Sacred Name Bible, is die naam Here Jesus in werklikheid Jaffashua, die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Kom, omdat dit in die begin van 'n nuwe reeks is, ek hou altyd daarvan om 'n nuwe reeks met gebed te open. Kom ons doen dit. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, Here, ons wil kom en vir u baie dankie sê vir hierdie voorreg wat ons het om 'n nuwe reeks te begin oor die Joodse feeste of die nagmaal. Hier gaan ons in hierdie reeks baie dinge hoor wat goed wat ons geleer was in die kerke gaan weer lê en weer spreek. Ek wil bid dat u deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, Vader Jaffa, die Here, dat u vir ons lei en leer in alle reg en waarheid deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek wil bid, maak die woord oop. Ek wil bid vir die nuwe kykers en luisteraars, Vader Jaffa, dat u met hulle ook deel, dat u die woord oopmaak. En laat hierdie nie 'n vernydige aanslag sal wees of enige iemand of enige persoon of godsdienstige klomp mense nie. Maar dis om te kyk wat glo mense en wat sê die Bybel. Die Bybel nie, die bo-natuurlike geopenbaarde woord.
Salf my, seën my, salf my lippe van klei en maak my verstand of my sielsdimensie vrugbaar. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. Die volk sê halleluja. Halleluja. Jy sal hoor, ons sê nie amen nie. Hoekom nie? Want amen kom van die songod Amen Ra. Gaan op die internet gaan kyk. Tik in hoe was Amen Ra. Daar sê jy sien hy wat die songod. Die Katolieke was songod aanbidders. In Egiptiese tyd Amen Ra, Griekse tyd Zeus, Nimrod, in die Romeinse tyd Isis en dan in 1624, dan skep hulle die letter J, sodat hulle die naam Jesus kon vertaal. In 1542 skep hulle die letter J, sodat hulle die naam Jesus kon skep in die protestante tydperk. As jy meer oor dit wil weet, is baie welkom, gaan kyk na die reeks wat ek preek, daar is so 2500 video's op YouTube van my, gaan kyk na die reeks, wat noem jy hom God of Here? God of Here. As jy lus het, sommer gaan kyk na die leen van Kersfees, baie interessant, ook sommer so met die verbygaan. Halleluja. Tydens hierdie studie, die Joodse feeste of nagmaal, sal jy vind dat ek net met u bonatuurlike geopenbaarde woord gaan deel en nie enige godsdienstige teologie of dogmatiek nie. Nou waarom? Want vir meer as 26, 27 jaar behoort ek nie meer aan enige godsdienstige geregistreerde organisasie of instansie nie, en dis het ek nie nodig om enige protestante kerk of charismatiese kerk se teologie of selfs die Katolieke se teologie of dogma te promoveer nie, en ek wys vir u wat die woord verklaar, en u self besluit wie lieg weer vir wie. U besluit dit. Ek gaan nie vir u sê wie lieg nie, u gaan dit self besluit. En so die tyd aangaan, gaan jy sê, my wêreld, hoekom kon ons die goed nie self raak gelees het? Weet jy hoekom? Want die kerk het ons nooit geleer om beeldspraak te verstaan nie. Ek gaan net kortliks oor sekere godsdienstige groepe met u deel, wat ons vandag 2025 noodsaaklik is om van te weet. As ek oor al die godsdienstige groepe en geloof op die aarde met u moet deel, is dit moontlik dat ek, dis Prof Hannes, nog 'n lekker dik boek kan skryf. Ek het reeds 26 boeke geskryf, dik boeke, A4 en A5 boeke. Nie ene traktaatjie van 50 en 60 bladsye nie. Dis almal dik boeke met vol bibliografies agterin. 'n Traktaatjie het natuurlik ons nie 'n bibliografie in nie. Ek kry ons baie van die ouens wat skryf so boekie, so groot, so, dan sê hy 30 bladsye, dan sê hulle dis 'n boek, sê 'n boek nie. Dis 'n traktaatjie. Wie is ons vandag werklik? Nou hier gaan ek nou met u, elke keer op die opskrif, gee ek u 'n opskrif om u in die rigting in te stuur oor dit wat met ons gaan deel en bestudeer. Wie is ons vandag werklik? Dit is hierdie vraag wat sal bepaal wat ek in u volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord, ek verwys nie net na die Bybel nie. Hoekom nie? Wel, daar is 3000 Engelse Bybels. Die Bybelgenootskap in Suid-Afrika druk, left, right en center, druk hulle nou net Bybels. Tussen die 33 Afrikaanse Bybel en die 83 Afrikaanse Bybel, in die 83 Afrikaanse Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings teenoor die 33. Daar's 18 totale versweglatings in die 83 teenoor die 33. Toe ek vir Dominee Gerrie Christinger vra, 2012, 2013, toe ek met hulle die aksie aangegaan het oor die nuwe 2016 Bybel, wat so uitkom, wat toe eers in 2020 uitgekom het, wat ons hom geblokkeer, met meer as 3,5 miljoen mense wat my petisie op internet geonderteken het. Toe sê hy, dit is steeds nie, hulle haal dit uit, die verse uit, want dit is nie relevant vir die tyd wat ons in lewe. Nou moet jy gaan kyk, wat die verse het hulle uitgehaal. Almal die wat na Jafashua, dis Jesus Christus verwys het, meeste, kom ons sê meeste, daar's 15 van die 18 tekste is direk verwysing na Jafashua of Jesus Christus, soos hy genoem word. So ek praat nie net van die Bybel nie, ek praat van die bonatuurlike geopenbaarde woord. En wanneer ek ook van die bonatuurlike geopenbaarde woord praat, dan praat ek van dit wat ons as Jafiste weet vandag. Hoe dit gebeur?
deur openbaring van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Want Vader Jahwe, dis die Here vir julle ouens wat nie weet nie, hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Goed, so ons gaan die woord gebruik, die bonatuurlike geopenbaarde woord, om uit te vind, lewe ons volgens die skrif, of is ons besig om godsdienstige dogmatiek en teologie aan te hang? Nou hier is 'n vraag, moet ons vandag in 2025 ortodokse Hebreërs wees om gered te word? Ek sien hier's baie van die ouens wat my nie kan antwoord nie, wat nou sommer kom met storieetjies van ons wil nou Joods wees en ons is antieke, ja, ons wil Hebreërs wees, ons wil Joods wees, ons wil die feeste hou en goed, man, julle sit die pot totaal mis. Julle luister nie wat ek sê by elke boodskap nie. Ons vereenselwig ons nie met enige van die messiaanse groepe, die Israel Visie, die Hebrew Movement, the Sacred Night Movement, die Ja-beweging, of jy noem het wat jy wil. Ek sê dit, maar julle is te stupid om het te realize. Ek sê stupid, want daar is nie 'n ander woord in Afrikaans, behalwe stupid nie. Weet jy hoekom? Want hulle het nie die antwoord vir die mense nie. Nou wil hulle ons bind met die ouens. Al die groepe wat ek genoem het, die ouens hou Sabbat en feeste en besnydenis en al die goed. En ons doen dit nie. Hoekom? Want Hebreërs 7 vers 18 sê dat Jahwe het die 613 wette tot niet gemaak, die wette van Moses, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, na net meer as 1000 jaar, so 1070 jaar, na Israel uit die Egipte land uitgetrek het onder Moses se leiding. Moet ons vandag ortodokse Hebreërs wees om gered te word? Nou daar is baie mense, en ek praat van protestante mense, protestante kerke, hier in Suid-Afrika, wat glo hulle moet Hebreërs wees, hulle moet ortodoks wees. Ons is nie 'n kerk nie. Ons staan bekend as die Javiste. Ons funksioneer in die geopenbaarde, oorspronklike, antieke Hebreërse name. Maar dit maak ons nie Hebreërs nie. Meeste van ons ken glad nie eers die hele Hebreërse alfabet nie. Ons ken dit wat nodig is om te weet wat ons weet, maar ons ken nie die hele antieke Hebreërse alfabet nie. Ek het hom wel, die 22 letter alfabet het ek, maar baie min ouens ken die hele alfabet uit sy kop uit. Maar ons funksioneer nie in die Babyloniese name wat geskep is nie, die katholieke name nie, van God, Here, Christus, Jesus, Jahwe, Jehovah, nee. Ons noem die oorspronklike Hebreëse name. Daarom praat ons van Yahshua, dan verwys ons na Jesus Christus. As dit sou wees dat jy sê, jy is ortodoks Hebreërs, sal dit nodig wees dat jy die antieke Hebreëse Torah en nie die Babyloniese Talmud Torah moet onderhou. Het jy dit geweet? As jy wil sê, jy is Hebreërs, ortodoks Hebreërs, dan moet jy die antieke Torah hou, want daar is 2 verskillende Torahs. Het jy dit geweet? Ja, daar was die aanspreek die antieke Torah, wat natuurlik weggesteek was, toe die Babyloniërs aankom en Israel aanval, 570 voor Jahshua, toe koning Nebukadneser die stad plat gemaak het, Jerusalem tempel afgebreek het, Salomo se tempel, en in die 70 jaar van ballingskap van die Israeliete, het daar 'n nuwe Torah ontstaan, ons noem dit 'n Talmud Torah, 'n mondelingse Torah, want hulle het nie die oorspronklike een gehad nie. En dit is die modern Hebrew Torah, waarvan ons praat vandag. Dis omdat die Fariseërs en die Sadduseërs, die skynheiliges en die Sanhedrin, die raad van 70, in die tyd van Jahshua, dat hy vir hulle gesê het, julle is witgepleisterde grafstene, julle lyk so mooi van buite, maar julle is vrot van binne, vol wurms en doodsbeendere. Hoekom? Want hulle het die Talmud Torah gepraktiseer en nie die oorspronklike Torah nie. So, sou dit wees dat jy 'n ortodokse Hebreër wil wees, sal dit nodig wees dat die antieke Hebreëse Torah
en nie die Babyloniese Talmud Torah moet onderhou nie, wat dan ook uit die 613 wette van Moses sal bestaan, waar hy die vleeslike besnydenis, nou moet jy luister, ek gaan net 'n paar goed noem, gaan nie al 613 noem nie, ek gaan van die mees belangrikstes noem wat vandag onder die messiaanse ouens, daar's mos messiaanse kerke, bietjie messie, baie Hans, verstaan, bietjie in die Ou Testament en die Nuwe Testament, een voet in die Ou Testament, een voet in die Nuwe Testament, en tussenin doen hulle net wat hulle lus is. Want as hy sê so dat as ek die oorspronklike Torah wil hou, dan moet ek die 613 wette van Moses totaal onderhou, waar hy die vleeslike besnydenis, die Sabbat op 'n Saterdag, die Hebreëse feeste, die Hebreëse nuwe jaar en die res van die 613 wette van Moses moet onderhou. Hiervoor het hy ook 'n tempel of 'n tabernakel of 'n tempel nodig. Jy kan nie net sê ja, jy gaan net die besnydenis hou. Jy het 'n plek waar daar offerhandes gebring moet wees. Daar moet 'n hoëpriester wees wat jaarliks vir jou sondes gaan offer. En ek sien nie die goed by die messiaanse ouens nie. Nee, daarvoor is die bloed van Jesus, sê hulle. Bloed van Jesus. En waaroor glo hulle hom dan nie? Waarom wil julle bly by die feeste en die maane en die trompette en al die goed? Nou, hier gaan 'n paar gewellige skokke kom in hierdie reeks. En ek wil hê dat u maar 'n veiligheidsgordel, ek hou van die Engelse woord seatbelt saambring, dat jy nie uit jou stoel uitval nie, want van die goed wat jy hier gaan hoor, is van die goed wat in ons protestante kerke gepromoveer word, wat glad nie Bybels is nie. Ek sê so, geen vroue, dames of jong meisies het die reg gehad om Jahwe te aanbid nie. Praat van die Ou Testament. Ek sê dit weer. Geen vroue, dames of jong meisies het die reg gehad om in die Ou Testamentiese tyd Jahwe Almagtig, dis die Here, te aanbid nie. Wat vandag in 2025 verstaan moet word, is die feit dat geen vrouens, dames of jong dokters enige deel aan die antieke Hebreëse rituele gehad het nie. Hulle kon nie net aanbid nie, maar hulle het niks by die feeste te doen gehad nie. Hulle was nie deel van dit nie. Want volgens Jahwe Almagtig, dis God se instruksies aan Vader Abraham, was dit onmoontlik dat enige vrou, dame of jong dogter besny kon word. Halleluja! Want hulle vlees maak nie daarvoor voorsiening nie. So, die vrouens in die Ou Testament kon nie gered word soos die mans nie. Hoekom? Want hulle was net daar om kleintjies te gehad het, die huis reg te hou, die man gelukkig te hou, aan te teel, die bokke te melk en die kamele te melk en die tipe goed in huis te hou. Die vrou was gered op die standaard en die geloof van die man in daai tyd. So vrouens het nie direk deel gehad by die verbond wat Vader Abraham met wat Jahwe met Vader Abraham en sy nageslagte gesluit het nie. En daarom sê hoor oom Angus Buchan, hy hou net mannekampe. Hoekom? Want hy's 'n volbloed vrymesselaar uit Skotland. Hy dra sy bon chicken hoedjies en voorskootjies. Hy het dit alles. En hy's totaal vas aan die Ou Testamentiese wette, waar die vrou geen deel gehad het nie. Hulle het nie eens kom sit waar die mans oor die woord gedeel het nie. En daarom in ons boerenasie se bestaan 300 jaar terug, was die vrou ook nie ingetrek in die godsdienstsysteem eintlik nie. Die vrou was half buitekant gehou al die tyd. Vrouens mag nie gepreek het nie, hulle mag nie hulle hare gesny nie. Daar's baie goed wat hulle nie, en daar was al Nuwe Testamentiese skrif om dit te staaf, maar die ouens het nie geweet hoe om tussen die lyne te lees nie. As ons nog maar net geweet het. Groot rede was dat die vrou nie in staat was om besny te word nie.
Nou moet u besef dat die tyd van Vader Abraham tot by die opstanding van Jahweh, dis Jesus, geen vroue, dames of enige jong dogters volgens die Ou Testament en die 613 wette van Moses gered kon word nie. Hoe tragies is dit nie? Natuurlik. Die redding was net vir die manlike geslag. Dan kom ons kyk na die verskillende groepe mense, kerke wat deur die eeue ontstaan het. Ek wil hê jy moet die ding in die kop bære hier agter, die sielste mense hier so my agter, dat vrouens nie bestaansreg gehad het volgens die godsdienstige stelsel van die Ou Testament nie. Dit verander natuurlik totaal in die Nuwe Testament. Halleluja. As julle dames hoef nie te neergedruk te voel nie. Inteendeel kan julle skree halleluja. Wanneer hierdie verskillende, ek wil tog sê, as jy regtig nou wil na iets gaan luister na my reeks wat ek gepreek het, oom Angus en ons vrouens. Oom Angus en ons vrouens. Gaan luister na dit deel op YouTube. Wanneer hierdie verskillende onderwerpe bespreek word, is dit moontlik dat vermaande aan een kan aanhou. Daarna gaan ek natuurlik net probeer om die nodige wysings wat van toepassing is op hierdie studie met u te bespreek en te deel, sonder om onnodige langdradige en vervelige uithangsels en uittreksels aan te haal en u te verveel. Ons wil hê dit moet interessant wees, want ons is besig met 'n Bybelstudie, halleluja. Die Israeliete en Joodse mense van die ou tyd. Die Israeliete en die Joodse mense van die ou tyd. Roeping van Vader Abraham. Nou wat ons verstaan wanneer Vader vir Moses roep, eerste, dan roep hy hom uit die land Ur van die Galdeërs. Want hy was, ekskuus tog, wanneer hy Abraham roep hy hom uit die land Ur van die Galdeërs. En hy sê vir Abraham om weg te trek en hom te volg. Dan sal hy hom na 'n beloofde land neem, waar sy nageslagte soveel soos die sterre aan die hemel sal wees en die sand aan die see. Dis 'n belofte. Waarvan dan die bevestigings, die handskrif van die verbond tussen Vader Abraham en Jahweh Almagtig, dis die Here, dan die besnydenis aan die vooruit, die geslagsdeel van die manlike geslagte is, en dan die seentjies op die 8ste dag. So wat doen Vader Abraham? Hy het 'n belofte van 'n verbond. Maar wat in die volgende 3-4 geslagte nie tot vervulling gekom het nie. Abraham, Isak, Jakob. Dan het ons Jakob se 12 seuns, waarvan 10 stamme, heidense stamme, die noordelike stamme geword het. Die 2 stamme kom uit Efraim en Juda. En dan het ons Israel. Volk Israel word gebore uit Efraim en Juda. En later raak Efraim en Juda vervreemd van mekaar. En dan het jy die stam Juda. Dis die stam waaruit Jahweh voortgebore word. So, as teken van die verbond wat Vader vir Abraham gegee het. Ek kan nou ure hierop stil staan. Gee hy hom die besnydenis van die seentjies aan die vooruit. Israel is in gevangenskap. Nou van hier af raak die studie nou redelik baie sensitief. Israel is in gevangenskap vir 430 jaar onder Egiptenaarse farao's. Wat het hulle gedoen? Hulle het gehelp die piramides bou. Gaza piramide en al die ander. Hoekom? Want hulle was slawe. Hulle het stene gemaak. Hulle het in die quarries gewerk. Hulle het granietklippe gekap. Hulle het fondasies gegrou. Hulle het al die werk gedoen. Die geskiedenis bewys dat hulle was so baie mense gewees dat hulle het voltyds meele gehad waar hulle die koring en die mielies en goed koring vandaan
gemaal het. Nou, dit is 'n groot ronde gat, 'n klip wat uitgewerk is, wat soos 'n wiel werk, met 'n stok of 'n pen binne-in. En 'n ander klip, die een is vas, gesement in die grond, die onderste een, en die ander een draai nie rond, en nou die ander een is so groot soos 'n vertrek, 'n groot vertrek, kom ons sê 'n vertrek van 10 by 10 meter. En dan, hierdie klip het penne ingehaal, met toue aan, waar die Israeliete soos donkies ingespan was, of meele, of kamele, en dan het hulle hierdie meele gedraai, dan was hulle 'n paar honderd wat geloop het met hierdie, al in die ronde, die hele dag. Dan trek hulle hierdie meele, en dan word die koring ingegooi, en dit maal die koring fyn, en dit loop uit na die een kant toe, krap hulle dit uit, die kaf, en dan natuurlik die koring, en dan het hulle dit gehad om kos te maak. Sou dit gebeur dat een van daai Jode sou sterf, terwyl hy in daai, ek wil amper in die Engelse woord is, squad of groep is, wat daai meel trek, dan maak hulle hom net los, hulle sê stop, almal stop, haal hom uit, span 'n ander ou in, trek die dooie ou uit, gaan gooi hom daarso by die put, of in 'n gat, en daar gaan hulle aan. So die Israeliete was in slawerny, en het gewerk soos diere. In die tyd van Israel, wat hulle in slawerny was, het hulle nie 'n hoëpriesterlike bediening gehad nie. Hulle het nie 'n tempel gehad waarin hulle kon aanbid nie. Hulle het nie 613 wette gehad wat hulle geleer het nie. Inteendeel het hulle Egiptiese afgode begin aanbid. Hulle het vergeet van die Elohim, of die God van Israel. En hulle het die Baalgode van die Egiptiese, wel kom, ons praat van die Egiptiese gode, wat later in die Romeinse tyd dan Baalgode geword, maar die Egiptiese gode, die slanggod en natuurlik die verskillende Egiptiese se konings het hulle geaanbid. En hulle het geleer om die songod Ra te aanbid. En hulle het so gemoderniseerd geraak in die leringe van die Egiptenare, dat hulle eintlik soos Egiptenare geword het. Maar hulle was Israeliete, hulle het net gewerk en gewerk. Die wat nie die meele gewerk het in die quarries gewerk, hulle het klippe gekap, hulle het graniet gekap vir die piramides wat hulle gebou het. Hulle het die grafkelders van die verskillende farao's uitgekap en gemaak. Meeste van die grafkelders wat vandag gesien word op televisie en al die van die verskillende Egiptiese konings is dan so dat die Israeliete daai kelders gekap het. Sand uitgedraad, klippe uitgedraad en goed ingebring het. Hulle was slawe gewees. So wanneer Moses dan, wanneer Jaffa dan met Moses praat, ekskuus tog, en vir hom sê, ekskuus tog, is bietjie koeler hier in die ateljee. Wanneer hy vir Moses sê, gaan sê vir Farao, laat my volk trek. Dan het Jaffa 'n plan met die Israeliete, om na 430 jaar hulle uit ballingskap uit te bring, en hulle na 'n beloofde land te vat, wat hulle sin sal wees. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Nou daai belofte was alreeds aan Vader Abraham gemaak gewees. En hy het dit nie gesien nie. Isak het dit nie gesien nie. Jakob het dit nie gesien nie. Jakob se seuns het dit nie gesien nie. En toe kom die volk Israel, hulle word in ballingskap geneem. Die 10 noordelike stamme het uitgebars. Hulle het heidense stamme geword. Wat natuurlik, sonder dat jy dit wil weet, of dit dalk weet,
ons toe latere jare, ekskuus tog, jammer, maar dis skoon dat dis heeltemal natuurlik. So wat dan gebeur, is dat hierdie 10 heidense stamme het oor die wêreld versprei, waarvan ons deel gewees het. Ons was heidense volkere gewees. Maar deur genade en die genadebloed en die bo-natuurlike koninkrykswoord van Jahweh, Jesus Christus, is ons nie vandag heidene nie, ons is bruid. Ons is deel van die bruid van Jahweh, universeel, wêreldwyd. So nou trek Jahwe die Jode bymekaar, Moses roep hulle bymekaar, en na al die wonderwerke wat gebeur het, en die bloed wat aan die deurposte gesmeer is, en die doodsengel wat deurgekom het, en die oudste seuns wat gesterf het, van die Egiptenare, wat nie bloed aan hulle deurposte gehad het nie. Laat Farao die Israeliete trek. Terwyl hierdie Israeliete agter Moses aantrek, moet jy nou een ding besef. Hulle was nie die een dag nog afgode aanbidders, en die volgende dag was hulle Israel aanbidders, wat Jahwe of God aanbid het nie. Hulle het nog steeds hulle afgode aanbid. Hulle het hulle beeldjies en hulle goed saamgebring. Beeldjies van die verskillende shrines en hierdie ouens. Hy het hulle dit saamgebring. Die songod Ra en. Dis hoekom ons vind dat wanneer Moses op die berg gaan om die 10 gebooie te gaan haal, vat hulle 'n bietjie lank, en wanneer hy terugkom, dan het hulle al die goud gesmelt, en hulle het 'n beeld van 'n kalf gemaak, 'n goue kalf gemaak. Want die kalf in die Egiptiese tyd was 'n hoofrolspeler, die bulkalf. En wanneer Moses dan afkom teen die berg, dan vind hy die hele Israel is besig om hierdie goue kalf te aanbid. Hoekom? Want die Israeliete se natuur was om afgode te aanbid. En so daai natuur van die Egiptiese afgode vir eeue en millenniums in die harte van die Israeliete vasgeslaan, en in die bloedlyne, en in die geslagte. Om wat te doen? Om te wil afgode aanbid. Dit was Israel se grootste probleem gewees, tot 2000 jaar gelede, wanneer Titus inkom, keiser Titus inkom, 70 na Jahwe, en hy die tempel afbrand, en hy die stad Jerusalem se mure omgooi, Israel gevange neem, of die Jode gevange neem, die paar wat nog in staat was, na 9 maande wat hulle in ballingskap was, binne in die mure van Jerusalem toegehou was, wat hulle van honger uitgeteer en gesterf het. En die woord sê dit, die woord het dit bevestig, die profesie was daar, Ou Testamente profesie, van Jeremia en die Sege, wat gesê, dit gaan gebeur. Hulle gaan die kinders vat en teen die mure doodslaan. En dit gebeur, toe die soldate deur die mure breek van deur die hekke en die poorte van Jerusalem inbreek, na 9 maande, het die kindertjies gevat en doodgeslaan teen die mure. Die woord is vervul. Hoekom? Want Jahwe is nie 'n mens, dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. So wat gebeur met hierdie Israeliete, terwyl hulle die kalf aanbid? Hulle het hulle rug gedraai op Moses en Aaron. En dan gee Jahwe vir Moses 613 wette oor 'n tydperk van 40 jaar. Hy het nie die 613 wette in 1 week gekry nie. Nou wat doen hy met hulle? Moses
is die algemene mondstuk wat Jaffa gebruik om met die volk Israel te deel. Die eerste ding wat Vader Jaffa doen, hy bring 'n tempel of 'n tabernakelbediening in. Hy stel 'n tabernakelbediening in, dat Israel nie 'n bul sien, 'n goue kalf sien nie, maar hulle 'n tabernakel sien wat saam met hulle trek, waar die heiligheid van Jaffa of God is, en waarin Jaffa een keer 'n jaar sal neerdal, om met die hoëpriester dan gesprek te voer, sodat hy die volk se sondes kan vergewe, deur die offerande van die bloed van diere. So onmiddellik gee Jaffa vir Moses die instruksies om 'n tabernakel uit verskillende velle en materiaal te maak, wat hulle dan kan saamtrek, soos wat hulle trek na Kanaan toe, na die land van melk en honing. Nou kom Vader Jaffa en as gevolg van die natuur van hierdie Israeliete, wat nog steeds heidens is, wat nog steeds, hulle het gesien, daar is priesters en hoëpriesters en Moses hulle en Aaron en Levi, maar hulle het nog steeds geneig na die sonde toe. Dan sê Jaffa vir Moses, deel die volk op in groepe, 10 en 20, 30, stel mense aan. En dan stel Vader Jaffa die Sabbat in. Toe Israel uit Egipte uitgetrek het, het hulle nie met 'n Sabbat getrek nie. Hulle het nie gekom met feeste van trompette en van besnydenis en nee. Hulle het gelewe soos Egiptenare. So hulle het saam met Moses gekom as Egiptiese Jode, Israeliete. Nou op die Sabbat, wat gebeur? Vader Jaffa wil hierdie, ek wil amper sê, barbaarse Israeliete wat uit Egipte uitgekom het, wil hy verfyn. Ek wil amper sê, wil hy mens maak van, want hulle was soos diere, man. Hulle die werk van diere gedoen, hulle mentaliteit was soos die van diere. En nou sê Jaffa vir Moses, laat hulle sit. Ek gaan vir julle 'n Sabbat gee. Daar was nie 'n Sabbat gewees nie. Ek gaan vir julle 'n Sabbat gee. Van Vrydag aand sononder tot Saterdag aand sononder. Vrydag aand sononder tot Saterdag sononder gee jou dan die Sabbat, Shabbat. Nou, wat gebeur? In daai tydperk van Vrydag aand sononder tot Saterdag aand sononder mag hulle nie werk nie. Hulle moet sit. En hulle moet luister na die wat jy aanstel om hulle te leer. Wat te leer? 613 wette. Ons gaan hulle eers leer, hulle moet die Sabbat hou. En dan sê Moses, jy mag nie werk nie, jy of jou esel of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vrou of julle mag nie een werk nie. Julle moet sit en rustig wees. Julle moet sit en leer, woord leer. Die eerste ding wat ons hulle gaan leer is die besnydenis van Vader Abraham. Moses skryf oor die besnydenis. Hoekom? Om aan hierdie volk 'n identiteit te gee. Waaraan identifiseer ons 'n Jood of 'n Israeliet? Aan die besnydenis. Waaraan identifiseer ons vandag Messiaanse mense? Aan die besnydenis. Waaraan identifiseer ons vandag die Israelvisie ouens? En dis die wat glo net die wit mense word gered in Suid-Afrika. Waaraan word hulle geïdentifiseer? Die besnydenis.
Waaraan anderste word hierdie mense aangeïdentifiseer? Aan die hou van die wette. Maar jy moet jy luister. Nie die 613 wette. Ek praat van die Messiaanse ouens en die Israelvisie ouens en die ander ouens wat soos Messiaanse ouens is in die wêreld. Hulle die 7de dag Adventiste en. Hulle hou die Sabbate en die wette en goed wat hulle pas. Hulle hou nie alles nie. Hulle hou nie 613 wette nie. Jaffa gee vir Moses 613 wette. Nou as jy een of ander stadium tyd het en jy wil op die tyd sit en kyk, gaan kyk na my reeks, die 613 wette van Moses. Ek begin by deel 1 en ek stap met jou 613 wette. Stap ek een deur met die skrifverwysings alles en die verduidelikings. So wat gebeur? Jaffa stel die Sabbat in om wat te doen? Om die Israeliete wat uit Egipte uit te trek op te voed, geestelik op te voed. Engelse woord educate. Hulle in 'n stelsel op te voed waarin hulle kan funksioneer soos wat hulle voorvaders gefunksioneer het voor hulle. Die enigste manier dat hierdie klomp barbaarse Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het, kon verstaan dat hulle 'n Elohim of 'n God het wat oor hulle waak en wat met hulle deel en met hulle werk, is dat hulle moes geleer word van hom. En hoe is hulle geleer? Deur Moses, Aaron en deur die hoofpriester, Levitiese hoofpriesters en die seuns van die hoofpriesters. Verstaan jy nou? So, waar kom die Sabbat vandaan? Die Sabbat was geskep vir die Israeliete in die woestyn om hulle op te voed. Geestelik op te voed, sodat hulle as 'n volk van Jahwe kon begin funksioneer. Want elke ou sy eie afgooitjie aanbid. Hulle het mekaar se afgooitjies gesteel. Hulle het mekaar beroof. Hulle moes leer, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is 'n enige Elohim. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat binne in jou is. En jou naaste soos jouself. Ken ons daai twee? Ja. Want dit het die twee Nuwe Testamentiese koninklike wette geword van Jahwe. Nadat Vader Jahwe nadat Jahwe gesterf het, die wette tot niet gemaak het, die 613 wette, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, Hebreërs 7 vers 18, jy kan dit gaan lees. So wat doen Jahwe? Hy stel eers die Sabbat in. Wel, eers het hy die Sabbat ingesit dat hulle kon sit en leer, en dan die tabernakelbediening waar hulle 'n hoofpriester gehad het wat vir hulle kon intree. As hulle dan foute maak, kon hy 'n bokkie bring of 'n lammetjie of duifies of hy het iets gehad wat hy kon gee. Hy moes iets gee om dan sy sonde vergewe te kry, om te kan bly funksioneer. Is dit interessant? Baie interessant. Nou oor die tydperk van 40 jaar gaan Vader Jahwe vir hulle 613 verskillende wette gee. Nou wil ek net iets sê, jy moet net onthou dat hierdie hoofpriester wat vir hulle sou intree, wat die mondstuk sou word vir tussen die volk van Israel en Jahwe die allerheiligste, die skepper van hemel en aarde, hy self het sonde gedoen. Hy was 'n mens. Hy het ook uit Egipte uitgekom. So wat het hy gedoen? Jaarliks, voor hy vir die volk se sonde geoffer het, moes hy eers vir homself 'n offer bring. En dis een van die goed wat ek altyd vir die Messiaanse ouens vra vandag. Waar is julle hoofpriester? As julle dan sekere van die wette wil hou, dan moet julle al die wette hou. Ons gaan sien wat die woord later oor die goed gaan sê. Hier is 'n studie en 'n half wat hier kom. Waar die woord sê, as ek nog die Ou Testamentiese wette wil onderhou, Romeine, ek dink is Romeine 8, hy sê dat ek van die genade van Jahwe verval.
dan val ek onder 'n oordeel. Ek kan nie van die wette wil hou en by die genade wil wees nie. Dis of een of die ander. So wat gebeur? Vader Jaffa kom en hy sê vir hulle, sit en leer vir die Israeliete elke Sabbat wette, wette, wette. Om wat te doen? Om van hulle 'n volk te maak. Hy sê vir hulle, en ek gaan afsluit, en julle sal my volk wees, en ek sal julle Elohim of julle God wees. Elohim beteken God, of Hashem beteken God. Ek sal vir julle 'n Elohim of 'n Hashem wees, en julle God, en julle sal my volk wees. Daai ouens moes wat waar gekom het, wat geleer het. En dis hoekom 'n hele geslag Israeliete in die woestyn, die ou mense moes gesterf het, want hulle wou nie die wette van Moses aanvaar nie. Hulle wou bly funksioneer in die afgode godsdiens van die Egiptenare. Nou so die tyd ons nou gevang. So die tyd ons gevang. As Jaffa wil en dis lewensgesondheid spaar, dan sommer so in die volgende 2-3 dae, as Vader wil, gaan ek sommer weer opname maak oor hierdie reeks, dat ons aangaan met dit, en dat u dit kan ontvang. Seëninge, vrede, bid vir die bediening, deel hierdie met ander mense, stuur dit vir hulle, dit gaan lewensveranderend wees. Ja, hierdie is nou die inleiding, alles is deel van die inleiding, sodat ons in die diep water kan ingaan. Tot volgende keer, Maranatha, Jaffa kom weer, Halleluja.